Geliefdes, as u Bybels hier het, kan u saam met my blaai na Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9. En ons daar saam begin lees van vers 18 af tot en met vers 25 en dan weer van vers 51 tot 62. Lukas 9 van vers 18. Voordat ons saam luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, ons Here, dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om vanmôre in u huis bymekaar te kom. Dit is 'n voorreg om na 'n lang vakansie soveel van ons lidmate weer terug, ook hier veilig by die huis te sien, om hier te kan deel hê aan hierdie erediens, hier waar ons ook die voorreg sal hê om te sien waar iemand opstaan en sy geloof bely voor die gemeente, om self ook te kan deel in die sang en die gebed, dit alles uit u genade. Dis omdat u ons harte verander is, omdat u ons nader trek, omdat u besig is deur die Gees in ons, dat ons hier is vanmôre en deel kan hiervan. Dankie daarvoor. Dankie dat u arm nie te kort is en u oor te doof is nie, maar dat u altyd na ons uitreik, ons hoor en met ons bemoeienis maak. Ons dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, en dankie dat u ons ook hierin gelei het om die woord te hoor. Ons gebed is dat u ook deur die Gees in ons sal werk, dat ons dit wat ons hoor ook ter harte sal neem, en dat ons dit in ons hart sal bewaar, en dat ons dit ook sal uitleef na buite. Ons dankie vir beterskap met klein Zara, vir wie ons nou al so lank bid, en ons dankie dat daar ook vordering is, dat daar beterskap is. Ons bid nog steeds vir daardie gesin, en vra dat u hulle sal ontvou en sal dra in hierdie tyd, wees met hulle. Ons dankie vir klein Alro, wat ook, nadat hy in die week gespoeg is deur daardie slang, geen probleme meer het nie, en dat dit met hom goed gaan, dat daar ook genesing gekom het. Here, ons dank u vir u goedheid en u genade, wat u oor elkeen van ons se lewens uitstort. Want elkeen van ons wat hier sit, kan vanmôre getuig, dat ja, ons gaan soms deur moeilike tye, maar dit is u wat ons daardeur dra. U hou ons vas, u sterk ons. Daarom loof en prys ons u. Ons kom dan vanmôre voor die woord te staan. Ons vra dat u nou vir ons dit ook sal oopbreek deur die werking van die Gees, sal verstaanbaar wees, en dat ons dit ook in ons hart ook sal bewaar, sal leef, daar waar ons buite rond beweeg tussen vriende en familie en kollegas. Spreek dan nou, Here, dat u diensknegt en u diensmaagd luister. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lees vir ons saam uit Lukas hoofstuk 9 vanaf vers 18. En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom, en hy vra hulle en sê, wie sê die skare is ek? En hulle antwoord en sê, Johannes die Doper, en ander Elia, en ander dat een van die ou profete opgestaan het. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Dan spring ons na vers 51. En toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, en boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en in die dorp van die Samaritane gekom, om vir hom klarigheid te maak. En hulle het hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem op reis was. Nou maak net daar gou
die Samaritane en die Jode was nie baie lief vir mekaar gewees. Nou reis hulle, nou gaan hulle deur hierdie Samaritaanse dorp. Nou wil die Samaritane nie, hulle hoor toe nou. Nee, hy sit op pad Jerusalem toe. En hulle wil niks met Jerusalem te doen hê nie. Toe sê hulle vir die Here se disippels, nee, gaan verby, ons soek julle nie. Dan vers 54. En toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet sê dat die vuur van die hemel afdwaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het. Maar hy draai om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op pad vir hom, Here, ek sal U volg waar U ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan 'n ander een, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers my Vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die tyd waar ons leef is daar een woord wat nogal baie gereeld gehoor word, en dit is die woordjie identiteit. Dit is nou 'n groot ding, is jou identiteit. Oral hoor ons dieselfde boodskap. Vind jouself. Leef jou waarheid. Wees getrou aan jouself. Moenie dat ander bepaal wie jy is nie. En dis die boodskap wat die wêreld voortdurend vir ons gee. En die belangrikste vraag volgens die wêreld wat jy vir jouself moet vra is, wie is ek? Dis die heel belangrikste. En dan gee die wêreld die antwoord. Hy sê, daai antwoord moet van binne afkom. Jy moet ontdek wie jy werklik is. Jy moet jou eie pad kies. Jy moet jou eie waarheid leef. En daarom, dit ons nou deesdae hierdie dinge sien, dat mense nou identifiseer as 'n kat en 'n Pieter Magog en ek weet nie wat se nog. Jy kom ons nou self besluit wat jy wil wees. Want ek moet van binne myself, moet ek nou besluit wie en wat is ek. En nou kom Jesus hier in Lukas 9 en hy kom draai eintlik die hele ding op sy kop. Want hy sê nie vind jouself nie, hy sê verloon jouself. Hy sê nie bou jou identiteit op jouself nie. Hy sê volg my. En dis twee wêrelde heeltemal uitmekaar uit. Die wêreld sê vir jou, kyk na binne en besluit wie en wat jy wil wees. Maak soos jy wil. Jesus sê nee. Jy kyk na my. Ek is die voorbeeld. Ek gee vir jou leiding. Nou as mens nou na hierdie gedeelte van Lukas kyk, eintlik die hele boek, die eerste 8 hoofstukke van die boek Lukas, sal jy sien, daar's die hele tyd hierdie voortdurend hierdie vraag wat opkom, wie is hierdie Jesus? Nou almal is nou, hy doen nou wonderwerke en hy het al die dinge wat gebeur, en almal weet, maar wie is hy nou eintlik? En dan kom ons hier in hoofstuk 9 waar ons nou saam gelees het, en dan draai die ding as die Here vir sy disippels vra, wat sê die mense? Wat sê hulle, wie's ek? En dan sê hulle, op party sê is Johannes die Doper, party sê is Elia, en party sê is een van die ander groot profete wat opgestaan het. En dan kyk hy na hulle en hy sê, maar wat sê julle? Wat sê julle? Wie's ek? En dan antwoord Petrus en hy sê, U is die Christus. U is die Messias, U is die Christus van God. En na hierdie belydenis, dan sien jy so 'n bietjie 'n skuif in die boek van Lukas, dat hy nou begin wegbeweeg van die vraag, wie is Jesus, na meer, hoe volg ons hom nou? As hy dan nou Christus is, as hy die Messias is, as hy ons verlosser is, hoe lyk dit om hom te volg? En dan is die verbasende, nie dat jy net hier en daar so 'n bietjie aan jou lewe moet verander nie. Net ek moet hier 'n dingetjie beter en daar 'n dingetjie verbeter nie. Dit kom daarop neer, jy moet 'n hele nuwe identiteit kry. Jy kan nie meer leef vanuit wat jy dink jy is nie. Jy moet nou leef vanuit wat God sê jy is. En daarom is dit ook 'n besonder gepaste teks vir vanmôre, as Antoni net nou hier voor gaan staan en sy geloof gaan bely. Want jou geloofsbelydenis is, meeste van die het al belydenis van geloof afgelê, is nie 'n verklaring oor jouself nie.
Dis in die eerste plek 'n verklaring in Christus. Om jou geloof te bely is eintlik om langs Petrus te kom staan en sê, ja, hy is die Christus. Jesus is die Christus. Ek glo dit. En omdat ek dit glo, is ek nie meer my eie mens. Ek kan nie meer aangaan soos ek aangaan nie, want die Here is my Here. Ek behoort nou aan hom. En dis waar ons vanmôre so 'n bietjie gaan kyk. Ons gaan in die teks kyk en ek wil graag vir die 3 dinge uitwys. In die eerste plek is dat Jesus roep ons om ons ou identiteit prys te gee. In die tweede plek roep hy ons om hom eerste te stel. En derdens sal ons sien, Jesus maak disippels deur self die pad te stap. Nou ja, kom ons begin dan in die eerste plek sê hy, Jesus roep ons om ons ou identiteit prys te gee. Dis daai vers 23 tot 25, ek lees dit weer. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog, as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Vir die wêreld maak hierdie woorde nie sin nie. As jy vir die gewone man daar buite vra, of sê, jy moet agter die Here aanloop, jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem, jy moet hom volg, dit maak nie vir hulle sin nie. Ag, en vir ons het nou al so gewoond geraak in die kerk, ek meen, dis seker een van die bekendste versies in die Bybel. Ons ken dit uit ons kop uit waarskynlik. En ons vergeet hoe radikaal dit eintlik is. Want die wêreld sê vir jou, wees jouself. Jy's reg net so. Moenie iets verander nie. Jy's 100%, wees net jouself. Jesus sê, verloon jouself. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit om jouself te verloon? Beteken dit jy mag nou nie meer 'n persoonlikheid hê? Beteken dit jy moet jouself haat of jy's nou niks werd nie? Wat beteken dit jouself te verloon? Om jouself te verloon beteken dood eenvoudig, jy's nie meer die middelpunt van jou lewe nie. Jy staan nie meer, die eie ek kan nie bepaal wat wil ek doen, wanneer ek wil, hoe ek dit wil doen nie. Die Here staan nou daar. En ek word gelei deur sy woord. Dis hoe ek leef. Dis hoe ek bepaal waartoe ek moet gaan. Selfverloning beteken nie jy hou op bestaan nie. Dit beteken dood eenvoudig, Christus bepaal nou waartoe en hoe en wanneer en wat. Want hy is my koning. En dan gaan Jesus verder en sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit red. In die Grieks, die woordjie wat hier vertaal word met lewe, beteken nie die lewe in die algemeen nie. Dit is die woordjie psyche, is die Griekse woord, en dis nou waar ons Afrikaanse woord siege vandaan kom. As jy ooit gewonder het hoekom hulle voor siege 'n P sit, en ek het nog my hele lewe lank gewonder wie nou daai spelling uitgedink, maar dit kom van Grieks af. Dis die woord die psyche, die PS. Dis waar ons siege, dit beteken jou hele mens wees, jou hele persoon, alles wat jy is. En daarom sê die Here nie, as jy hom wil volg, moet jy net bloot dood gaan nie. Het gaan nie oor jy moet jou lewe net verloor nie. Het gaan oor jou hele mens wees, jou als, die bron waaruit jy lewe, dit waarop jy jou lewe bou, daai middelpunt, wat vir jou daar was, dit wat vir jou belangrik was, dit moet doodgaan. Dit moet afgesterf word. En Christus moet nou sentraal gestel word. Dis presies waar die wêreld en Christus uitmekaar uitgaan. Want die wêreld sê, ontdek jou eie identiteit, doen wat jy wil. Christus sê, nee, jy moet daai ou identiteit laat afsterf. Daai ek wil dit, ek wil so maak, ek voel so. Daai moet een kant toe geskei word. En die Here gee vir jou 'n nuwe identiteit. Jy moet laat hy jou lei. Hy moet vir jou sê waarheen. En dan kom Jesus met die harde realiteit, want hy sê, wat baat dit tog 'n mens as hy die hele wêreld win, maar homself verloor? Nou hoor mooi wat hy sê, hy sê nie, wat baat dit 'n mens as jy die hele wêreld wen, maar jy jou geld verloor, of jou familie verloor, of jou huis verloor nie. Hy sê, wat baat dit jou? Jy wen alles, maar jy jouself verloor. Met ander woorde, wat hier vir ons geleer word is, jy kan 'n goeie huis hê, pragtige nuwe kar, en goeie werk, gesonde bankbalans, mense kan mal wees oor jou en jou respekteer, en jy kan nog steeds jouself verloor. Kom ek verduidelik met 'n eenvoudige voorbeeld. Baie van ons het kinders, en ons groot probleem as ouers is dat ons vir ons kinders leef. Alles draai om die kinders is ons alles. Dit is baie keer gebeur. Hoor dit ook. Ouers sê, maar dis my alles. En wat dan? Dan word daai kinders groot en hulle maak dom foute.
Hulle maak simpel keuses. En skielik stort jou hele wêreld in mekaar. Hoekom? Nie net omdat jou kind swaar kry nie, maar omdat jy ook jou identiteit op jou kinders gebaseer het. Dis wie ek is, dis hoe ek, nou val alles uitmekaar uit. Ja, moet dit my reg verstaan, die Here sê, nee, ons mag nie ons kinders lief hê, of ons familie is nie belangrik nie, of jou werk, of jou sukses, of geld, of niks, dis nie 'n probleem om hierdie goed te soek, en te werk daarvoor, en hard te werk, niks probleem daarmee. Die probleem is, wanneer dit op 'n punt kom, waar jy vir jouself vra, wie is ek? En die antwoord is, ek is my werk, of ek is my sukses, of ek is my kinders, of ek is my boerdery. Met ander woorde, jy vind jou waarde, of jou identiteit, in dit wat jy doen. Dit het die middelpunt van jou lewe geword. En dis waar die probleem is. Dis waar die wiele afkom, want Christus moet daar sit. En ons doen dit maklik. Ons sê dit nie hardop nie, maar ons dink dit. As ek net daai werk het, as ek daai posisie kan bekleer, dan is ek daar. As my boerdery soveel kartonne kan uitvoer, dan is ons gemaak. As my kinders net goed uitdraai, as mense net vir my respek het, my eer, my aanvaar van my goed dink, dan sal ek daar wees, dan sal ek gelukkig wees. En baie mense werk natuurlik baie hard daarvoor, en hulle bereik dit. En dis hoekom ons ingesuig word in wat die Engelse noem die rat race, want ons jaag die hele tyd hierdie goed, want ons moet nou hierdie goed bereik, want as ons daar kom, dan sal ons iets in iemand wees. En dan kom jy daar, en dan gebeur daar iets. Die werk, die besigheid is nie so goed nie, kinders maak bietjie droog, dinge loop skeef, en ewe skielik val alles plat. En jy voel soos 'n totaal alle verloorde. Voel vir jou, niks maak sin nie. Hoekom? Want jou identiteit was in daai goed gekoppel. Dis vir wie jy geleef het. Dit was met ander woorde die koning eintlik in jou lewe. Dis waaroor jou lewe gegaan het. Alles gedraai oor daai ding. En Jesus sê, moenie jou identiteit bou op iets wat van jou weggeneem kan word. Bou dit op my. Al hierdie goed gaan van jou wegneem. Jy gaan op 'n stadium, gaan almal rondom jou doodgaan. Jy gaan ook doodgaan. Alles gaan van jou weggeneem word. Wat sit jy met dan? En daarom sê hy, bou jou identiteit op my, want ek is van ewigheid tot ewigheid. En daarom, die begin van disippelskap, is nie wanneer ek sê, nou gaan ek probeer om beter te wees nie. Begin wanneer ek vir myself die vraag vra, wie is ek? En die antwoord is nie meer, ek is my werk, of ek is my sukses, of ek is my kinders, of ek is my dit of dat, of wat ook al vir jou belangrik is nie. Maar om uiteindelik te sê, ek is 'n kind van die Here. Behoort nie meer aan myself nie. Ek behoort aan die Here. En dis waar disippelskap begin. Nou kan ek die Here volg. En dit bring ons dan by die tweede punt. Die Here sê, hy roep ons om hom eerste te stel, soos Christus dan nou vir jou die middelpunt word, of jou identiteit bepaal. Hy sê vir jou hoe, wat en waar. Prakties, hoe lyk dit dan nou? En dis nou verse 57 tot 62 is daai gedeelte waar Jesus dan nou op reis gaan, en dan kom die eerste persoon en sê, ek sal u volg, en dan kom die tweede een en sê, maar ek sal u volg, en die derde een, so wat die Here doen is, hy kom gee in die eerste gedeelte vir ons sê, jou identiteit moenie op jouself wees nie, maar by die Here, dis waar jy dit moet vind, en as jy dit dan so doen, hier's prakties hoe lyk dit, en hy gee vir ons hierdie 3 persone, en die mense is baie ywerig, want die eerste persoon sê, Here, ek sal u volg, waar jy ook al gaan. En mense dink iemand sou daar in die agtergrond, Petrus of Johannes sou sê, amen, dit so back met jam kry, hoe mooi is dit? Hy is bereid om alles op te gee en die Here te volg. Maar die Here prys hom nie. Hy antwoord hom dadelik en hy sê, die jakkals het gate en die voëls van die hemelneste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Hoekom antwoord die Here hom so? Want hy weet wat sy hart leef. Hy weet wat die mense op daardie stadium dink. Die mense het hierdie ingesteldheid gehad dat Jesus gaan die groot koning wees, 'n aardse koning. En wat hierdie persoon waarskynlik hier staan en doen en sê, Here, as u nou koning word, as u nou Jerusalem toe gaan om gekroon te word, ek sal u ondersteun. Ek sal u dien. Ek sal saam met u gaan. Want natuurlik, hulle het gedink aan hier kom sukses, en hier kom oorwinning, en hier gaan nou eer gegee word. En dan sê die Here vir hom so, wag net so 'n bietjie. As jy my wil volg, moet jy bereid wees om jou gemak op te gee. Ek gaan nie nou Jerusalem toe om in die paleis te gaan bly. Ek gaan Jerusalem toe om gekruisig te word.
En dan kom die tweede persoon. En die Here sê vir hom, volg my. Maar dan antwoord hy, Here, laat my eers toe om met my vader te gaan begrawe. Ja, jy moet nou hier verstaan, die Here het niks teen vaders en moeders nie. Dis die 5de gebod staan nog, jy moet jou vader en jou moeder eer. En hy het ook niks teen begrafnisse. Hy sê, man, laat die dooies hulle dooies begrawe nie. Wat hier in die gang is die woord, die antwoord wat hierdie man gee, is eintlik 'n spreekwoord in die Grieks. En die meeste ouens wat hieroor skryf, sê in die kommentare oor hierdie gedeelte, sê, dat hierdie man se pa is nie dood op daai stadium. Hy sê, asof hy nou besig is met begrafnisreëlings, die Here sê vir hom, los net die begrafnisreëlings om hom help, hierdie kant met die verkondiging van die woord nie. Sy pa leef nog. Dis maar 'n manier om te sê, weet jy wat, ek het nog verantwoordelikhede, maar as ek dit afgehandel, dan sal ek kom. As my pa nou nie meer daar is, dan het ek tyd. Met ander woorde, Here, eendag gaan ek die tyd hê, dan sal ek U volg, maar net nie nou nie. En dis hoekom Jesus hom so hard antwoord en sê, man, laat die dooies hulle dooies begrawe. Hoekom? Want God kan nie tweede wees nie. God kan nie tweede wees nie. Want wat ook al eerste in jou lewe is, dis jou God. Dis wat jou identiteit uiteindelik bepaal. En dan kom die derde man. En hy sê, Here, ek sal U volg, maar. En daai woordjie verander natuurlik nou alles. Ek sal U volg, maar laat my net eers toe om gou-gou huis toe te gaan. En Jesus sê weer eens, nie omdat hy iets teen familie het nie, maar om dit ook vir jou te wil wys, weet jy wat, selfs die goeie dinge in die lewe is gevaarlik as jy dit voor die Here sit. Dinge soos familie. Dit is gevaarlik. En ons doen dit maklik. Ons het 'n klomp goedjies wat positief en mooi klink. Here, ek wil net eers my loopbaan in die gang kry. As ek nou eers geld maak, dan kan ek mos nou makliker dien. Here, ek wil net eers finansiëel stabiel wees, of ek wil net eers die kinders groot kry. Daai hoekie daar agter weet, dis doeke en dis sakke en dis, kan nie nou nie. Dis moeilik. Kinders klein, hulle skree en hulle raas en dis, nee, ek kan nie dit nou doen nie. Ja, maar ons gaan naby kom. Here, as die seisoen net verby is, weet die hokkie, en die rugby, en die netbal, en ek weet nie wat se sport hulle nog alles doen nie. As dit net, dan. Ons sê dit anders as hierdie man. Maar ons bedoel presies dieselfde. En deur al hierdie voorbeelde, al drie hierdie voorbeelde, is daar een woordjie wat so goue draadjie deurloop, en dis die woordjie eers. Laat ek net eers my planne maak. Laat ek net eers die familie uitsorteer. Laat ek net eers my sekuriteit regkry. Die Here sê, daar's nie eers nie. Jy kan nie iets eers voor die Here sit nie. Want daai ding wat eers moet kom, is die ding wat nou jou identiteit bepaal. Dis die belangrikste ding in jou lewe. Dis hoekom jy dit eers wil doen. En nou sien jy hoe die twee punte by mekaar kom. As Christus werklik waar jou identiteit is, dan gaan hy ook jou hoogste prioriteit wees. Maar as iets anders vir jou belangriker is, dan gaan dit die hele tyd voorkeur kry. Kom, ek gee so 1 of 2 voorbeelde. Ons kom nie Sondag kerk en ons gaan so 'n bietjie wildtyd toe. Joh, ons moeg man. Lang week, moeilik gegaan. Wat het eerste prioriteit? Wat is eerste prioriteit in jou lewe? Jou gemak. Jy doen dit want ek is moeg. Ag, die Here sal seker mos verstaan, want ek is immers die belangrikste persoon in die hele wêreld. Hy sal ons verstaan. Ons kom ons maar hierdie keer, kom ons gaan maar bietjie weg. Ons ry maar Sondagoggend voor die diens, en hoef ons nou nie diens toe te gaan nie. Ek verstaan, mense gaan weg. Dit is nie altyd moontlik nie. Maar baie keer op 'n Sondagoggend besluit ons, ag nee, wat, ons ry sommer 'n bietjie. Wat het gebeur? Wat was jou eerste prioriteit? Jy, nie God nie. Jy volg nie die Here nie, jy volg jouself. En so kan ons baie goed doen. Ons kuier Saterdag aand. Hoor, al was nou nie rugby gewees, maar die vorige rondes was daar. Nou kuier ons dat die kraanse antwoord gee. Môre is ek te moeg. Ek ry ver met die sport. Ja, so, dan sport. Maar waar lê God in daai prioriteitslys? En ek sê dit nie om iemand te pak slaag te gee nie, ek sê dit vir julle dat jy het gaan dink daaroor. As ons 37 naweke van die jaar agter sport aanry, en ons kom nie in die kerk nie, waar lê my prioriteit? Is dit regtig by God? Of is dit omdat my kinders daarvan hou en ek moet vir hulle alles gee wat hulle wil hê, so my kinders is eintlik my prioriteit? Of is dit ek wat self mal is vir sport?
is dit net waarvan ek hou? Dis die tipe van goed wat ons moet vra. Want dis wat die teks vir ons hier na wys. Daarom eindig hy met die voorbeeld van die ploeg. Hy sê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan, kan agtertoe kyk, en dat is geskik vir die koninkryk van God nie. 'n Boer in daai tyd moes met 'n ploeg loop agter die os of wat ook al aan, dan het hy nou geploeg, en as jy terugkyk, dan trek hy ding skeef, of jy tref 'n klip en die hele ding breek. En Jesus sê, 'n disipel kyk nie terug na die lewe wat hy agtergelaat het. Jy kan nie sê, ja, ek is 'n kind van die Here, maar dan kyk ek heeltyd, wat doen die ander nou Saterdag aand? Wat mis ek nou, of wat ek nou gelos het? As dit die houding is, dan gaan jy skeef ploeg. Dinge gaan uit mekaar uitval. Die Here sê, dan is jy nie my volgeling nie. Die disipel hou die oë op die Here. En ek loop agter hom aan. En dit bring ons dan by die laaste punt. En die Here vra vir ons baie, maar hy wys uiteindelik vir ons hoe om dit te doen. Hy doen dit in eerste plek. Vra van 'n volgeling baie. Hy sê, verloon jouself, neem jou kruis op, volg my, stel my eerste. En in die tyd hoop ek dat almal wat hier sit nou agtergekom, en nie een van ons doen dit nie. Nie een van ons kry dit reg. Niemand van ons is ooit daar waar ons altyd Christus eerste stel. Waar ons identiteit nooit in ons kinders of in hulle sportprestasies of in ons sukses of in ons besigheid. Niemand van ons kom daar nie. En die probleem is, ons raak so maklik verstrengeld in die ding. So wat gaan jou hart verander? Wat gaan jy hier uitkry? Dat jy enigste ding wat jy kan uitkry, is jy sien wat Jesus gedoen het. Vers 51 sê, en toe die dae van die opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Nou hierin moet jy raak sien, dat Jesus nie rondgestap daar in Israel gewonder, waar gaan ons volgende, en gedink, Jerusalem lyk na 'n lekker plek om ons gaan soen toe nie. Daar staan, hy het sy aangesig daarheen gerig. Jesus weet presies wat in Jerusalem vir hom wag. Hy weet, van die tyd van Getsemane. Hy weet van Judas Iskariot, hy weet van Pontius Pilatus, hy weet van 'n doringkroon in Golgotha, hy weet hy gaan daar aan 'n kruis hang en uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy weet dit als. Hy weet hy gaan ons oordeel dra. En wat doen hy? Hy rig sy oë daarin, hy rig homself, hy doen dit. Vir my en jou. En hoor dan wat gebeur verder. Sê, dan kom hulle nou by die stad van Samaria, en dan sê die Samaritane, nee, ons wil jou nie hê nie, jy wil ons Jerusalem toe gaan verby. En dan staan daar sy disippels Jakobus en Johannes, sê hulle, Here, wil U hê ons moet sê dat die vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? En dan die interessante, dan bestraf die Here nie die Samaritane nie, hy bestraf sy eie disippels. Dan sê hy, nee, julle verstaan nie. Julle verstaan nie hoekom ek Jerusalem toe gaan nie. Die disippels dink nog soos Elia. Elia, toe hy verwerp is, het daar vuur uit die hemel neergekom, maar Jesus is groter as Elia. Hy het nie gekom dat daar vuur uit die hemel moet kom nie. Hy het gekom om daai vuur op homself te neem. Die vuur wat Johannes en Jakobus op die Samaritane wil laat val, het Jesus op homself gevat. Hy het die oordeel gedra. Dis hoekom hy Jerusalem toe gaan. Hy het nie gekom om gekroon te word nie. Hy het gekom om gekruisig te word. Hy het nie gekom om oordeel uit te deel nie. Hy het gekom sodat hy die oordeel kan dra. En nou sien jy wat die oproep van die Here beteken, wat hy vir ons sê. Hy sê, neem jou kruis op. En weet jy wat, ek het die kruis opgeneem vir jou, sodat jy die ewige lewe kan hê. En hy sê, verloon jouself. Dit is nie altyd wat wil ek hê, wat is vir my gemaklik en hoe kan ek kry wat ek... Hy het in die kruis vir jou gehad, sodat jy die ewige lewe kan hê. En hy sê, volg my. En hy sê nie, ek gaan nie agter sit en niks doen en jy moet, hy stap self die paadjie, hy gaan eerste, en hy vat die moeilike pad, en hy wys, dis hoe ons moet dit doen. Hy doen hierdie dinge, nie omdat hy van agteraf sê, dit is wat jy moet doen, hy lei deur 'n voorbeeld. En dis waarom ons identiteit nie meer in hierdie wêreld hoef te wees nie. Want aan die kruis het Jesus alles verloor, sodat ons in hom alles kan ontvang. Hy is verwerp, sodat ons aangeneem kan word. Hy het die oordeel wat ons moes ontvang gedra, sodat ons nou kinders van God kan wees. En daarom, geliefdes, as die wêreld vir jou vra, wie is jy? Dan gee Jesus vir jou vandag die antwoord. Jy is nie jou werk nie, of jou sukses nie, of jou besittings nie, of jou kinders nie, of jou reputasie nie. Jy is 'n kind van die Here in die eerste plek. Jy behoort aan die Here. En omdat jy aan hom behoort, want hy het vir jou duur betaal in die kruis, kan jy jouself verloon.
kan jy hom eerste stel. En moet jy hom eerste stel. Kan jy hom volg. Nie omdat jy sy kind wil word nie, maar omdat hy al reeds vir jou losgekoop het. Omdat jy reeds sy kind is. Daarom doen ek dit. Ek antwoord op die liefde wat ek eerste ontvang. Amen. Ons sit net so en sluit ons eers die oor. Almagtige God en Hemelvader, ons dankie vir u woord. En dit is hard. Ons moet hoor, nie omdat ons vir mekaar nou hier reëls maak nie, maar omdat u woord dit vir onsself leer. Ons maak so maklik verskonings. Ons het so maklik dieselfde geneigtheid soos wat mense nou nog al die jare het. Here, as ek die tyd het, Here, eendag, as hierdie of daardie ding net verby is. Here, werk tog in ons hart, dat ons nie iets anders te voor u sal stel. Dat daar nie iets anders is wat ons identiteit sal bou nie, maar dat ons op u alleen sal fokus. Dat u die middelpunt van ons lewe sal wees. Bid in besonder dan ook vir Antonie, dat u vir hom sal sterk op hierdie pad wat hy ook moet stap. Hy hier vandaan sal uitgaan en sal getuig van u goedheid en die genade wat u elke dag oor sy lewe opstond. So elkeen van ons wat hier sit. Here, lei ons, mag ons instrumente wees in u hand om ook ander te bereik. Dit bid ons in Jesus Christus naam alleen. Amen.